Ek groet julle. Ek is oortuig daarvan dat sommige van julle sal vra hier op die Sondagmôre, opstandingsmôre. Nou hoekom het ek nou swart aan? En hier is nou blomme. Wel, dankie vir die blomme, want Jesus het opgestaan uit die dood. Nee, dit is begrafnisblomme, soos wat ons na 'n geliefde se graf of 'n nissie gaan en blommetjies vat, blommetjies op die graf gaan sit. So die vroue daardie Sondagmôre vroeg na die graf toe gegaan. Die graf wat toegeseël was met 'n geweldige groot, swaar klip. Dat niemand kan kom om Jesus se liggaam te steel nie. O ja, en daar was wagte wat ook nog gewaak het oor die graf om seker te maak niemand kom om die liggaam te steel nie. Hoekom was hulle bang daarvoor? Want hierdie disippels sal kom sê, hulle sal Jesus kom steel en sê, hy het toe opgestaan. Kyk, dit is die laaste waaraan hierdie disippels gedink het op daardie stadium. Of laat ek sê, dit is miskien die eerste ding waaraan hulle gedink het, maar die laaste gehoop het of verwag het. Geen verwagting daardie Sondagmôre nie. Nee, ons sit blomme op die graf, Jesus is dood, dit is Goeie Vrydag. Nie so Goeie Vrydag nie, Swart Vrydag, Donker Vrydag. Die donkerste dag in die lewe van Jesus se volgelinge. En by hulle was daar 'n leegheid. Jesus is in die graf die Saterdag, ons noem dit Stil Saterdag. Daar word ook gepraat van Swart Saterdag, Donker Saterdag, in die graf, toegemaak. Ek het so 'n bietjie gaan neerskryf, ek het so 'n bietjie gedink, watter gevoelens het deur daardie disippels gegaan? Wat het hulle ervaar? Hulle het Jesus fanaties gevolg. Wel, behalwe Judas. En die emosies was so 'n klomp fees, verdriet, verskriklike hartseer. Wat sou jy gevoel het as jy een van sy volgelinge, disippels was? Hy het gesê, hy gaan sterf, maar weer opstaan op die 3de dag. Verwagting? Geen. Hulle vlug, hulle kruip weg, hulle is bang vir die Romeinse owerheid, wat hulle as rebelle beskou het. Dis hoekom Petrus, ek maak geen verskoning vir hom nie, dis hoekom Petrus lieg, Jesus 3-maal verloon, verraai. O ja, teleurstelling beslis by Petrus, want hy het nadat hy Jesus verraai het, hulle vir hom gevra het, hoorie maar, was jy nie saam met daardie Galileër nie,
jy was mos saam met daai man, hy sê, ek ken hom nie, en in die derde keer, wanneer iemand hom konfronteer, dat hy saam met Jesus was, een van sy volgelinge is, dan vloek hy. Hy raak woedend kwaad, en dan kraai die haan, Verstom, verbuisterd, verslaan. Jy al so gevoel. En weer eens, geen hoop, geen verwagting nie. Jesus is in die graf. En hulle geloof, hulle geestelike krag, hulle roeping, wat hulle ontvang het van Jesus op aarde in 'n paar jaar, is stom. Hulle is stom geslaan, maar hulle het verstom, vasgeloop. Het gebeur gereeld in ons lewens met krisisse, lyding, swaar kry, twyfel kom. Maar dit is wat daai naweek, Paasnaweek, gebeur het in daardie eerste 2 dae, die Vrydag en die Saterdag. Ons lees die voorloop. Ek wil tog net so stukkie van die voorafgaande, die kruisiging, en voordat Jesus dan opstaan die Sondag, wil ek net aan julle voorhou in Lukas 22, waar Jesus kom en hy sê, Simon, Simon, hy spreek hom aan op sy regte naam, menslike naam, wat beteken om te luister, om te hoor. Daarom beklemtoon hy hier en sê, luister, jy wie se naam Simon is, jou naam sê luister, maar jy wil nie hoor, jy wil nie luister, jy verstaan nie, ek gaan sterf aan 'n kruis vir julle. Die arrogante leier Simon Petrus. Dan sê Jesus die Satan, en Satan beteken doodeenvoudig die aanklaer, die een wat jou by God aankla, gedurig gaan, soos wat hy met Job gemaak het, né? Dat hy die hele tyd sal sê vir God, ek kla jou kinders aan. Dink maar aan sondes, verkeerde dinge in jou eie lewe, en jy word aangekla, jou eie gewete kla jou aan. Soms kom ons ook nie verby ons eie aanklag teen onsself nie, né? Teenoor mekaar, ons kla mekaar aan, ons beskuldig mekaar. En hy daarop aangedring, die Satan, om julle soos koring te sif, om te skud. Dis wat 'n siftog doen, word geskud, ewig geskud, op en af, heen en weer. Hoekom? Om te skei, om jou van God en jou geloof, en die Here se liefde, vrede, blydskap, hoop, krag, te skei, los te maak van Jesus. Dit is die doel van die Satan, die bose, en dit is sy doel met die kruisiging van Jesus. Jesus word gesif. In Matteus 26 haal Jesus daaraan uit die Ou Testament 'n deel. Kom, ek wil dit vir julle net vinnig voorhou. Ek sal die herder doodmaak, Sagaria 13 vers 7, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Julle sal geskud word, gesif word, geskei word van mekaar. Julle sal van my geskei word, sê Jesus. En daarom sê hy, julle sal my verraai. Almal van julle maffe, al Petrus, die leier. Dan sê Petrus, so voor op die waas soos wat hy was, hy sal dit nie doen nie. Here, ek sal vir u sterf, ek sal u volg waar u ook al gaan. En toe verraai hy Jesus en verloon Jesus. Verloon beteken ook om nie te kan sien nie, om te vergeet, om Jesus te vergeet, om te vergeet wat hy vir jou gedoen het, om te vergeet wat jy glo, wat jy bely het, want Simon se naam wat Jesus hom gee, Petrus, rots of Sefas. Matteus 16
Jesus vra, wie sê die mense is ek? Hulle sê, u is Elia, of Moses, of 'n groot profeet. Petrus, wie sê julle is ek? Wat sê jy, Petrus? En Petrus sê, u is die Christus, die een wat sou kom, deur God gestuur. U is die seun van God, seun van die lewende God. En dan sê Jesus, vlees en bloed, geen mens het dit aan jou geopenbaar nie. God het dit aan jou openbaar. My Vader het dit aan jou openbaar, sê Jesus. En daarom sal jy wees Petros, rots, op hierdie fundament sal ek my kerk bou. En dan verraai hy hom die nag toe Jesus gevange geneem word en die haan kraai. Die haan kraai. Hoekom gebruik Jesus die haan as 'n simbool, 'n teken? Want 'n haan is soos Petrus, kokkie, arrogant. Daar's idiome, ek het gaan soek in my idioomboekie. Dan 'n haan om koning te kraai op die werk, dis 'n haantjie, dis Petrus. Dis miskien ek en jy van tyd tot tyd, om 'n regte haantjie te wees, om kokkie te wees, om selfvertroue te hê, oordrewe selfvertroue. Kyk, 'n haan is vreesloos. 'n haan storm in, 'n haan piek altyd 'n fight. Dis Petrus. Hy kap Malchus se oor af in Getsemane toe hulle Jesus kom vang. En daar verdwyn hy. Anders as Judas wat uitgaan, baie spyt is en homself gaan ophang, gaan Petrus na buite in die donkerte ook in. Net soos Judas, maar hy kom tot inkeer want hy bitterlik geween. H.G. Wells het 'n baie mooi ding gesê. Hy sê, a man, a woman may be a bad musician and yet be passionately in love with music. Jy kan 'n baie goeie musikant wees, maar jy kan ook 'n baie bad musikant wees. You may be a bad musician, slegte musikant, en tog passievol lief wees vir musiek. Die meeste van ons sekerlik is so, nee. Dis Petrus. Dit moet ons leer by Petrus. Tog hou hy vas. Hy volg op 'n afstand toe hulle Jesus gevange neem. Hy's tog daar. Hy bly lief vir Jesus. Daarom later, na Jesus se opstanding, vra hy Petrus, het jy my lief? Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Dan vra hy hom nog 2 keer. En dan raak hy moedeloos. Here, u weet ek het u lief. Ek het u lief. Dan sê hy, laat my lammes wei, laat my skape wei. Hy herstel hom as rots, Petros. Hy gee hom weer sy roeping. Hy stel hom van vooraf aan, hom en die disippels, om vir hom te gaan lewe in die wêreld. In Lukas 22 verder dan, as hy sê, ek is bereid om saam met u gevangenskap dood in te gaan, te veel selfvertroue, nee. En dan Petrus, hy herinner hom, Jesus herinner hom, onthou jou regte naam, onthou net, as jy wil verkeerd doen, as jy Jesus wil verloon en wil vergeet, as jy so wil lewe en praat, asof Jesus God nie by jou is nie, asof God nie bestaan nie, want ons vergeet maar, asof die Bybel nie die waarheid in jou lewe is nie, onthou dan jou regte naam, Christen, kind van God. Onthou jou regte naam, Petrus, en dan die haan. Maar dan is dit nou verby, klaar. Donker Vrydag. Agterna noem ons dit goeie Vrydag, want Jesus het opgestaan. Ons kan terugkyk. Nou, dis die beste Vrydag, beste dag van jou en my lewe. Stille, donker, swart, Saterdag in die graf. En dan beloof Jesus, reeds voor die tyd, beloof hy, ek het veel gebid, wie jou ook al aankla, in Romeine
Romeine 8 vers 33, wie kan ons veroordeel, wie kan ons dan aankla? God self spreek hulle vry vir ons. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, Christus Jesus. Meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Hebreërs 4, hy tref ons in die hemel waar hy sit aan die regterhand van God, soos ons lees in die Bybel. En hy sê, wanneer jy tot inkeer gekom het, Petrus, daar's hoop, jy gaan tot inkeer kom. Jy mag weer terugkom. Jy mag voorbegin. Klaagliedere 3, ek het gedink dit is klaar met my en my geloof, maar u ontferming, u omgeliefde is elke môre nuut. Dis hoekom wanneer jy op 'n Sondagmôre wakker word, dis hoekom jy Sondag vier. Jesus het opgestaan op die Sondag. En daarom die hoop. Hy sê dan ook hierso in Lukas 22, dan moet jy jou broers versterk. Jy moet jou broers versterk. Julle word weer saamgebind. Julle is gesif en uit mekaar gedryf, maar julle sal weer in Jesus Christus een word en weer verenig wees met Jesus en met mekaar. En dan staan hy op, nie? En hierdie hoop, en die haan wat kraai, kyk, 'n haan kraai sommer hier 12 uur in die nag ook. Petrus het daai eintlik die eerste, hy het nie eers die haan se kraai gehoor deur die nag nie, maar toe Jesus 3 maal verloon, en hier teen 'n sekere nagwaak, kraai die haan en Petrus hoor, en hy dink aan wat Jesus voorspel het vir hom. Wat kondig dit aan daardie kraai? 'n nuwe dag breek, 'n nuwe dag breek. Dis kom op kerktorings, baie kerktorings, is daar 'n haan. Om te sê jou menslikheid, Simon, jy is soos daai haantjie, oorhaastig, vinnig, maar jy kondig 'n nuwe dag aan. En daai nuwe dag is die opstanding. Nee, die blomme is nie vir 'n rou troostdiens nie, die blomme is 'n lofoffer aan God. Dankie aan my rooi kat, wat ons blommetjies so mooi versorg in die tuin, en iets van die opstanding se krag in ons tuin ook waar maak. Die lewe. En dan kan ons die geel vir die lig en die groen vir lewe, mag ons dan nou omhang, om te sê, Jesus Christus leef, hy het opgestaan. Julle huiswerk gaan lees die opstandingsverhaal, Matteus 28, ek het in die verlede al baie keer daaroor gepreek, ek wil nie dat julle nou terugkom, en gaan julle terug en sê, yes, maar hy het 2 jaar gelede daaroor gepreek, WhatsApp groepe en YouTube, en 3 jaar gelede en 4 jaar gelede, dis die waarheid. Moes ek dit nou weer gelees het, maar ek wil hê julle moet Matteus 28 gaan lees, waar die engel dan daar die klip wegrol, en hoe die vrouens absoluut hardloop, hulle is bang, en so, hulle weet nie wat aangaan nie, net 1 of 2 dingetjies, maar kyk Matteus 28, lees sommer die hele een tot die einde, want aan die einde deel Jesus weer die opdrag uit, dis die herstel, nee? Maar dan, die wagte het soos dooies geword, hulle is die eindelike dooies, en Jesus lewe, en dan daai aardbewing, om te sê, daar gebeur 'n ongelooflike ding, iets heerlik, almagtig, wonderlik, en hier word hulle geshake, hier word die wêreld geskit, soos met 'n aardbewing, en God breek in die graf in, en Jesus breek uit die graf, en maak dit moontlik vir my en jou, om deur en uit te breek, uit ons sonde, probleme en moeilikhede, en op te staan, uit die dood, van wat ons ook al wil doodmaak, en neerdruk. En dan Jesus wat aan die vroue verskyn, en gaan sê vir my broers,
Jesus wat vir Petrus sê, dan sal jy my broers weer versterk. Gaan sê vir my broers, susters, nie die uitvalsels, die gemors, die verraderlike ou klomp nie, hulle is my broers en susters. Ek vergewe hulle. Ek is vir hulle lief. Ek wil hulle weer gebruik. Moenie bang wees nie. En hulle het gegaan. Gaan lees Matteus 28. Ag, al maak jy foute, al is die geestelike musiek in jou lewe nie altyd so goed nie, al is dit maar soms bad. Ons is maar almal soms bad, slegte Christene. Laat ons Jesus passievol, passionately lief hê. En dan kan ons soos die eerste Christene gemaak het na die opstanding van Jesus. Dit was die woorde. En ek wil hê julle moet dit agterna sê. Kom, sê dit agterna en daarmee wil ek ook vir julle seën. Goed, is julle reg? Christos aneste ek nekroon. Christus het opgestaan uit die dood. Alethos aneste o Kyrios. Die Here het waarlik opgestaan. Geseënde Paasfees. Amen.